Terwyl ons net in hierdie aanbiddingsstemming is, kom ons vra net die Heilige Gees om net ons hart te kom voor te berei. Here, die lied het sopas gesê, ons is afhanklik van U. Daar's niks wat ons kan doen. Ons kan nie eens bestaan. Ons kan nie asemhaal as U dit nie so wil hê nie. Ek wil kom bid vir elke vrou, elke hart, dat U ons harte sal kom sag maak, dat die verwagting nou in ons harte sal kom plaas, dat hierdie woorde soos water gaan wees wat op dorre aarde gaan val, dat die Gees ons sal kom benat, ons sal kom sag maak, lewe in ons dorre bene sal kom inblaas. Kom Heilige Gees, U is so welkom hier. Kom vloei deur ons are. Kom lig ons op as ons net plat geval is. Kom word verheerlik in ons midde. Kom gee ons die krag om net ons oë weer gefestig te hou op Jesus. Kom Heilige Gees, kom. Amen. U mag U plekke inneem. Ek wou nie my notas uitgehaal het nie, maar iets het gesê ek moet dit nou doen. Jammer, ek sorteer gou hierdie papiere hier uit. Mooi man. Ek wag net vir die... Ja, die agter my moet 'n prentjie verskyn. So, is hy nou daar? Mooi. Ag, wat is hy? 7. Ek hou van acronyms. Ek weet nie of die Afrikaanse direkte vertaling sê akronieme nie. Ek dink amper nie dis dit nie. En ek is 'n Afrikaanse onderwyser gewees, so die oomblik toe ek dit sê, toe wil ek iets sommer oorkom. Hoe durf ek? My taal. In elk geval, voor ek begin, Suzette, mevrou Jochens, sorteer gou dit vir my uit en gee vir my dan sê. Ons het net nog gehoor, ons het mekaar nodig. My naam is Tilly, ek gaan my so lank voorstel. Des het gesê, ek wil myself voorstel. My naam is Tilly, ek is 'n gebore Suidwester. Ons is nou bekend as Namibië, en dis ook genoem na die woestyn, een van die hoogste woestyne in die wêreld. En, maar ek het dubbele burgerskap, so ek is 'n Suid-Afrikaner ook terselfdertyd. En my hart loop oor vir hierdie land. Ek is geplant in hierdie land. Ek werk al lank in hierdie land. Ek het al in die 90's na hierdie land toe gekom, Kaap toe. Ek was 'n YWAMer. So ek het sendingwerk gedoen in die Kaap en Muizenberg vir amper 12 jaar. Die wêreld vol gereis, dankie vriendin. Die wêreld vol gereis en draai gemaak in die wêreld, teruggegaan na Namibië toe. In my kerk gewerk en dan het die Here gesê, ek moet terugkom Suid-Afrika toe en ek is nog steeds hier. Gedog, ek sal net 3 jaar hier wees en weer teruggaan, maar ek is nog steeds hier. My familie is hier, dis my suster Karen, en daar is haar dogter ook, Janine. Ek is baie, baie dankbaar dat my deel van my Namibië is hierso, van die duine. Hulle is hier. Dit is 'n beskrywing van wat ek doen, en ek weet een van die sprekers gaan iets oor dit sê. Dis net 'n beskrywing, dis net wat ek doen. Julle weet eintlik niks van my af nie. My naam is Talita Kerner, dis my doopnaam. Talita Kumi. Arise, daughter. Dis my identiteit. En daar was 'n tyd in my lewe dat die Here Jesus vir my ook gesê het, jy moet arise uit daai lewe uit
jou lewe aan my toewy. En ek wil jou Here en jou meester wees. So ek is sy Talita Kumi, ek is sy dogter, ek behoort aan hom en hy is my Here en my meester. Ek wil ook op dieselfde tyd dankie sê vir JC en ook vir Janine. Baie dankie vir die vertroue wat julle in ons stel, dat julle ons al die pad van Pretoria, Jacaranda stad uitgenooi het en gesê het, ons moet hierdie wonderlike vroue kom bedien. Ek ag dit nie ligtelik nie. Dis een van die grootste verantwoordelikhede, selfs dit ook 'n voorreg om ander mense te kan bedien met dit wat die Here in jou eie hart en lewe oor die jare gedoen het. Maar ook terwyl ek besig was om voor te berei, hoe die Here goed oor die Heilige Gees in my eie lewe wat ek moes regtig deurworstel het en vir myself gevra het, ken ek dit? So Janine, afwesigheid van JC, baie dankie. En ek voel soos 'n Paulus, mag die woorde van my mond en die oordeenking van my hart wel aangenaam wees vir die Here. En mag elke woord wat ek sê, en elke vrou wat vandag hier is, mag ek julle net wys na een persoon toe. Soos Johannes gesê het, dit is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Ek kan baie sê, maar mag dit vir julle van Jesus vertel. Nou ek het gesê acronyms, ek hou van dit. En die woorde VOL. So ek het gedink baie hieroor. Jy kan jou neerskryf, jy kan sê vrou of jy kan sê vroue, net soos jy voel want hier is man, dogters en sulke goed en vriende. Ontvang. Vroue of vrou ontvang lewe, lig en liefde. Vroue ontvang lewe, lig en liefde. En glo my as ek dit sê, ons almal wat gaan praat, gaan oor dit praat. En niemand het vir mekaar iets gesê of geskinder nie. Ons mag aangaan. Die volgende prentjie wat jy gaan sien, is 'n prentjie van 'n vrou wat in absoluut mooi klere gehul is. En bo haar is daar so 'n goue prentjie. Dit is geteken deur een van ons profetiese spanne, een van 'n vorige student van ons. En toe sy die prentjie vir my stuur, het ek haar gevra, kan ek dit asseblief gebruik hier by hierdie konferensie? 'n bietjie vir uitgevra oor dit. In die goud, as ek dink aan donderdag namiddag toe ons hier gestaan en bid het, was een van die goed wat uitgekom het donderdag namiddag, hierdie goue lint wat so oor hierdie vrou is. En so dis daai goud en die waarde wat daar in jou is. En iemand anders het ook gebid en gesê, "Are die distinct colors." En as ek 'n bietjie Engels praat, asseblief, julle is mos vir die Kaap, julle verstaan Engels. So ek gaan nie eens vir dit om verskoning vra nie. Ja. So die klere wat jy daar sien, is wat die Here vir elkeen van ons vandag ook moet sê, moet jou nooit ooit vergelyk met 'n ander vrou nie. Nooit nie. Want jy is nie soos 'n ander vrou nie. Jy is, die Engels sê, distinctly different. Daar is niemand soos jy nie. Ek is so dankbaar, daar kan nie 'n kloon van my wees nie. Maar my studente sê, een van my is meer as genoeg. En ek stem saam met hulle. Maar jy is uniek geskape, met 'n unieke geur, met 'n unieke kleur, met 'n unieke alles wie jy is. En ons het vir jou net een van jou nodig, om hierdie pakket en hierdie puzzle wat ons so van praat, om dit volmaak te maak. So sien vir jou in daai klere, sien wie jy is, en mag God direk op 'n unieke manier. En ek kan vir u sê vandag, as ons almal hier uitgaan en ons almal gaan vra, wat het julle van Tilly geleer, gaan ons almal iets anders sê. En dan gaan ek wonder, wat het ek gesê? Kom ons gaan aan. Vol van die Heilige Gees, wat 'n tema. Vra wat ek wil hê, ons moet in gedagte hou, en u gaan met my reis deur hierdie gedagtes. Die eerste gedagte wat ek myself gevra het, is, dit sluit aan by dit alles wat Janine gesê het, van die 10 maagde, en die 5 dwaases, en die 5 wyses. Waarom moet ons vol van die Heilige Gees wees? En dis 'n vraag wat ek hoop en vertrou, dat elkeen van ons, dit sal vandag kan beantwoord. As jy dit dan nog nie kan beantwoord nie, ek het gespot en gesê, hierdie plekkie wat so deurskynend is, wat hulle sê, dit is 'n fotobutiek of 'n fotohoekie. Ek het gevoel, dis 'n belydenishoek.
Daar is 'n vader daar agter, 'n priester. En regtig, as u voel dat u moet net daar gaan sit en tog net vir iemand iets vertel. Sommige van ons is nogal praters, ons hou van dit. Dat u net daar wil gaan sit en stilte los me net uit en gaan bely maar daar as jy dit nie hier kan doen. Gaan sê dit maar daar vir Jesus in u privaatheid. So waarom moet ons vol wees van die Heilige Gees? Nommer 2. Waarom is ons nie gevul met die Heilige Gees? Waarom is ons leeg? Ek wil die woorde van my dierbare vriend Dr. Chuck Day gebruik. Hy het gesê, waarom lek ons? Waarom is daar gate in ons? Waarom lek ons dan? Hoekom is ons nie vol met die Heilige Gees nie? En dan natuurlik die antwoord van of waarheen ons gaan met hierdie praatjie is hoe lyk 'n geesvervulde Christen? Hoe lyk 'n geesvervulde Christen? En Paulus kom sê dit vir ons. Die Christelike lewe was nooit bedoel dat ons net op ons eie krag moet staat maak nie. Dit is nooit Jesus bedoeling, dis hoekom hy weggegaan het. Hy sê baie duidelik in Johannes, ek moet weggaan. Ek moet weggaan. Ek gaan vir julle iemand stuur, net soos ek. 'n helper, 'n trooster. Maar jy moet kom, ek en my Vader, ons gaan dit vir jou stuur. Want alleen op jou eie sal jy dit nie maak nie. Jy is nie so oulik of so slim of whatever jy is nie. As jy 'n kind van die Here is, het jy die krag, die lewegewende krag van die Heilige Gees nodig. Ons moet bemagtig word. Ons moet gelei word deur die krag van die Heilige Gees. En die skrif toon duidelik, herhaaldelik, dat dit nie net 'n goddelike teenwoordigheid is nie, maar ook 'n transformerende krag. Ons moet verander word deur die werking van die Heilige Gees, dat ons meer en meer soos Jesus kan lyk en word. Ons moet nie net selfs as Jesus people, ons gaan kerk, ons behoort en beweeg kerk. Dit moet uit ons uitstraal. Die Engels praat van it should ooze out of us. Mense moet nooit kan twyfel dat ek 'n kind van die Here is nie. Hulle moet weet, hulle het nou in die teenwoordigheid van heiligheid gekom, want ek is getransformeer deur die krag van die Heilige Gees. So hierdie tema om vol te wees van die Heilige Gees is seker een van die belangrikste ervarings van 'n Christen en ons moet definitief daaroor praat. Die Here God deur sy Heilige Gees wil ons gedagtes kom hervorm. Hy wil ons harte kom vernuwe. Hy wil ons dade rig in ooreenstemming met God se wil. Ek gaan dit weer sê. Die Heilige Gees wil ons gedagtes kom hervorm, vernuwe. Wil ons harte kom vernuwe en ons dade rig in ooreenstemming met God se wil. En hierdie invulling is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Volgens Paulus moet ons herhaaldelik gevul word met die Heilige Gees. Die Engels praat van 'n present continuous tense. As ek opstaan, moet ek vra, vul my met die Heilige Gees. As ek gaan slaap, moet ek sê, vul my asseblief met die Gees, dat ek 'n heilige drome kan hê en nie nagmerries nie. Sê maar net, ja. Ons het God se Gees nodig oral waar ons gaan. Ons het God se Gees nodig in hierdie Suid-Afrika. Wat vir my verstommend is oor Suid-Afrika, is die feit dat ons volgens statistieke is daar iets soos 85% Christene in hierdie land. Nou as ek kyk na alles wat in hierdie land gebeur, ek hoef dit nie vir jou uit te spel, julle weet wat hier aangaan of in Namibië of oral in ons suidelike Afrika. Dit gaan sleg met ons. Nou vra ek my elke keer, wil jy vir my regtig sê, dat al die nonsens wat in hierdie land aangejaag word deur 15% ongelowige mense gedoen. Dit maak mos nie sin nie. Dit maak mos nie sin nie. Dan kom ons maar weer terug na wat Janine gesê het in die vorige sessie. Ons is regtig 'n klomp skynheiliges. En ek sê maar wat Jesus sê, sorry. As jy van die woord nie hou nie, moet jy dit maar. Kyk of jy 'n ander woord kan kry wat jy na aansit. Ons is skynheilig. Ons leef nie soos wat ons moet lewe vir Christus nie. Of ons gee sommer so maklik te op. As die ding net 'n bietjie sleg gaan, dan is ek sommer nie weer 'n Christen nie. Maar as ek weer vir Jesus nodig het, dan word ek gou weer 'n Christen. As alles weer goed gaan, dan los ek maar weer die kerk.
Nee, oké, goed. Een van die kernskrifte, en ek gaan gou die kernskrif lees vir u, as u dit nie weet nie. Die ene is die woorde van Stefanus, en hy was gestenig, ook oor sy geloof. En die kernskrif is Handelinge 7 vers 55 en 56, en ek lees vir u, dis Stefanus, maar hy was vol van die Heilige Gees, en het sy oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Dit was die woorde van Stefanus, gestenig, omdat hy geglo het in Jesus. Die tweede versie is die woorde wat Lukas natuurlik vir ons gee oor Jesus, en Janine het oor dit uitgebrei. En Jesus is Lukas 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei. So Jesus is eers gedoop, en toe geversoek, en toe kon hy eers gaan bedien. En ek is soos, kan ons net kan ons dit 'n bietjie anderster omdoen, Here, asseblief. Maar in elk geval, hy is daar deur, en hy het vir ons 'n voorbeeld gestel. Nou, ek was 'n vorige onderwyser, en ek wil goed verstaan. Dis nou maar net wie ek is. Toe gaan soek ek 'n bietjie op in ons pragtige taal Afrikaans, wat vol beteken. Ek het nie 'n slide saamgestel, so jy moet maar van my kyk en na my luister. Nou, dit is Afrikaans sê oor om vol te wees. Afrikaans sê om regtig vol te wees. Jy kan propvol wees. So, ja, maar dis jou prop moet sommer so uitskiet. Jy moet heeltemal, jy moet barstens toe vol wees. Bursting. Jy moet boordens toe vol wees. Jy moet chock-and-block vol wees. Jy moet stap vol wees. So as iemand jou stap, moet die Heilige Gees sommer so uitborrel uit jou. Dis wat die Woordeboek sê. En die betekenis van die woord vol is volledig, volkome, oorvloedig. So as u hier sit en u sê ek voel nie volledig nie, complete praat die Engels van, of ek voel ek iets kort, dan is dit nie materiële dinge nie. Want geld kan vir u nie volmaak. En 'n mooi huis kan ook nie vir u volmaak. En u kan die rykste persoon hier wees. Dit gaan u nie volmaak. Die enigste wese wat vir u so kan versadig en propvol maak of chock-and-block volmaak, is net die Heilige Gees. Die woord beteken ook, hierdie woord beteken ook 'n gevoel van tevredenheid. Ek ken mense, Christene, is die mees ontevrede spesie in my lewe. Hulle het net nooit genoeg nie. Nooit nie. Hulle is met niks tevrede nie. Of hulle het die mooiste huis, al wat 'n kar is. Daarom seker nie daai 3 Lamborghinis wat ons gelees het in die nuus. Maar in elk geval. Lees die nuus, né? Hulle het alles wat hulle harte begeer. Hulle is net nooit tevrede nie. Geld kan jou nie tevrede stel nie. Dit wys mos net vir jou, hier binne in my is daar 'n hinkering na iets, 'n verlange na iets, wat net die Heilige Gees my tevrede mee kan stel. Iets anders wat die Woordeboek vir ons sê is 'n genoegsaamheid. Ek is genoeg. Die Here is meer as genoeg. En dan is daar 2 woorde wat ek keer op keer gaan besoek. En dit is dat ek as vrou wat gevul is met die Heilige Gees, vol van vrede en vol van vreugde. Dit is tekens, en ek gaan dit by dit uitkom in Efesiërs 5. Dit is tekens van iemand wat gevul is, boordens toe vol, chock-and-block vol, propvol met die Heilige Gees, dat jy gevul is met vrede. Jy's 'n vredelievende persoon. Jy's vrede in jou siel, in jou hart, en daar's vreugde in jou. Miskien is u nie soos ek. Daar sommige kere as jy moes na die shopping mall toe gaan, ek kan 'n inkopiesentrum vir die Afrikaanse onderwysers. As jy daarin gaan dwaal en jy kyk so af in die gang en jy sien persoon so aankom, dan moet jy baie vinnige besluit maak.
Maak toch goed vir my oop. Gaan so en so my siel nou versteur. Of is die Here besig om my te toets? Ek het al baie keer verbygeloop, verbygehou. Skerp links gedraai. En dan sê die Here, Tilly, draai om. Dis reg so, Here. Wat beteken dit om met die Heilige Gees gevul te word? Dit is nie net 'n emosionele ervaring nie. Jy moet dit onthou. Baie mense glo, en ongelukkig is dit iets wat deur die jare aangestuur is van die een ou na die ander ou. Die dag dat jy bekering gekom het, ons weet dit is genoem hier, die dag dat jy bekering gekom het, dat jy die Heilige Gees gratis, vry en verniet ontvang as 'n geskenk. So jy het dit ontvang. Maar deur jou lewe heen en hierdie reis waarop ons almal is, moet jy gevul word konstant, soos ek gesê het. Maar dit is nie daai emosionele ervaring nie. En dit is nie dat, okay, ek is nog gevul met die Heilige Gees. En mense ervaar dit op verskillende maniere. Sommige praat van die dooping van die Heilige Gees ensovoorts. Maar dit is ander goed. Ek wil nie oor dit nou praat nie. Maar ek wil net vir jou noem dat sommige mense, hulle staan, hulle ontvang die Heilige Gees. Jy weet iets in daai persoon gebeur, maar jy kan nie jou vinger daarop lê nie. Sommige mense val nie om onder die krag van die Heilige Gees nie. So moet hulle nie probeer omstoot nie. Los hulle net so. Sommige mense huil onbedaarlik. Los hulle, moet hulle nie gaan probeer troos nie. Sommige sit net daar in 'n hoekie, choop stil, dis ook fyn. Dit is regtig fyn. Sommige mense sal vir jou sê, dit voel asof olie oor my uitgegiet is. Waarom olie? En elkeen van ons kry wat die Here vir ons gee en wie ek is. So moenie nou ek het en die is niks en ek moet die tyd ophou. Ek het verlang in my hart in, my tyd stop 1:15. Ek het in my hart verlang, toe ek so die mense rondom my kyk hier in die Kaap. Jong sendeling. En ons gaan na 'n charismatiese kerk toe, en daar's 'n pastoor en hy preek, man, 'n hond uit 'n bos uit. Yes! Hy's on fire for Jesus, soos ons sê, hy preek, man. En agterna lê so hande op mense en die mense val, almal val. Hulle lê daar, plat. Hier staan ek. Kiert, regop. Aan die ander kant staan 'n vriend van my, ons was, prys die Here, ons was 2. Hy is van die Kalahari. Ek is van die Namib. Ek val nie. Die pastoor probeer so alles in sy vermoë dat hierdie mens net moet val, maar ek staan vas nou ook. Nou is ek nog hard gebak ook in my gees. Hoe meer hy druk, hoe meer staan ek, wydspeen. Ek val nie. Ek en hy loop huis toe. Nou is my siel is ontstel. Hoekom het jy nie maar net geval, Tilly? Wys ten minste 'n bietjie respek vir die pastoor. Maar hier loop ook Duitse bloed in my are. So daar is so 'n bietjie stubbornness ook. Hy is daar. Maar ek val toe nie. Ek val net nie. Dit pla my. Dit pla my van daai aand af vir die res van my lewe tot en met vandag. En ek kan nie verstaan, ek het met die Here geworstel en ek het met hom gekla, ek het gesê, ek wil ook soos ander mense omval. Toe sê, "Hokai, daai lorry net daar. Jy is nie 'n ander mens nie. Jy is nie 'n ander mens nie. Ek het nog nooit geval nie. Ek weet nie hoe dit voel nie. Ek het eendag in die kerk in Lewende Woord, toe was daar ook hierdie klomp charismatiese mense en hulle het gebid en vir my hand opgelê. Toe val ek daar gou. Hier van julle wat kan identifiseer. Net so. Toe val ek daar, kamma. Toekie. Ek het nie. Toekie vloer raak. Toekie vloer raak. Toe sê die Here vir my, staan op. Staan op, Tilly. Toe noem hy my op, my geboortenaam. Arise, Talita. Do not make a fool of my name.
As ek jou nie wil laat val nie, dan sal ek jou nie laat val nie. So ek wil vir u vandag kom sê, ek weet nie, jy berei voor en jy weet nie hoekom. Maar ek voel dat die Here het gesê, hier is mense wat dit nodig moet hê. Moenie wil perform om soos ander mense te wees nie. Moenie wil naboots soos ander mense nie. Moenie ander mense se tale wat hulle praat wil namaak nie. Hou op met dit. Wees net jy. Jy en die Here en die uniekheid. Ek sien die koppe wat so skud, baie dankie. Kom ons gaan aan. Hoe werk die Heilige Gees? Want dis iets wat baie mense wil weet. Hoe werk die Heilige Gees? En ek gaan net 'n paar goed aanraak, want ek moet my haas, soos hulle sê. Nou die Evangelie van Johannes, as jy ooit wil meer lees oor die Heilige Gees, die Johannes Evangelie is seker die Evangelie wat alles sê oor die Heilige Gees. Hy praat van die Heilige Gees as 'n leermeester. En terwyl ek hier deurgaan, wil ek hê jy moet vir jouself sê, dis hoekom ek hom nodig het. Dis hoekom ek hom nodig het, want hy's my leermeester, hy's my trooster, hy's my persoonlike advokaat. Jy kort nie eens geld om te gaan hier, hy's daar vir jou. Hy word die Gees van julle daaiende gemis, maar dis alright. Hy word die Gees van die waarheid genoem. En dan sê die Bybel, dis agter my, die Heilige Gees vernuwe, verlig, versterk en reinig ons. En dit pas op by hierdie fees, want ek het vir hulle so uitgesoek. Die Heilige Gees vernuwe, verlig, versterk en reinig ons. En dit is hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Terwyl ek voorberei het vir hierdie konferensie en praat oor die Heilige Gees, het ek agtergekom, baie van ons is ons bewus van die simbolieke van die Heilige Gees, maar ons verstaan nie regtig wat dit beteken nie. Nou die Here is so absoluut getrou. En die eerste simboliek van die Heilige Gees waaroor ek wil praat, is die Heilige Gees wat ons verseël. Nou ek het nie van die geweet nie, en toe ek nou my pakkietjie oopmaak, sê ek, wow, Here, U is so getrou. En dis presies wat die Heilige Gees is, volgens Efesiërs. Efesiërs 1 sê, stel dit onomwonde dat ons op grond van God se belofte omtrent die Heilige Gees, deur die Heilige Gees as eiendom verseël word. Met ander woorde, ek behoort aan hom. Ek behoort aan die Vader. En wanneer 'n koning in daai dae was daar nie handtekeninge geweest. Goed, is niks is geonderteken. En hy het dan sy ring gevat met 'n seël op of 'n kenteken van die koning of die keiser, en dan het hy dit in warm waks ingedruk en hy het dan die koevert of die brief of die rol wat hy aangestuur het dan so verseël. Wat beteken dit? Wat wil God vir jou en vir my kom sê vandag? Dat ons is verseël met die Heilige Gees tot eiendom van God. Nommer 1 staan daar, vir as jy jou ondersoek gaan doen. 'n Verseelde brief of 'n graf kan nie sonder magtiging oopgemaak word nie. Jy dink aan Jesus se graf was ook verseël. Niemand was toegelaat om hy graf oop te maak. En toe die vroue daar kom, toe sê die woord, en die graf se steen is weggerol. Wie het die magtiging gegee? God die Vader. God die Vader deur die Heilige Gees het u bemagtig die dag toe u tot bekering gekom het om 'n kind van die Here genoem te word. Jy word bemagtig met die seël, jy's verseël, jy's 'n eiendom van God die Vader. Jy word bemagtig om vir Christus te lewe. Dis nie net simbolies nie. Dis nie net dat ek het 'n seël of 'n eiendom. Dit beteken ook dat die Gees kan my lei, die Gees kan my oortuig, die Gees kan my vertroos, die Gees kan my hele lewe transformeer. Dit beteken die seëling van die Heilige Gees. Die volgende ene waaroor ek wil praat, is hierdie hele deel van die tweede ene wat ek kan noem. Water is 'n simboliek van die Heilige Gees. Ek gaan 'n bietjie van dit sê, want ek weet hier is iemand wat ook oor dit wil sê. En die vers kom uit Johannes 7 uit, vers 38 en 39. As jy dors is, en soos ek deur hierdie simboliek gaan, wil ek hê jy moet daar in jou stilte, as jy voel, jy behoort nie, kom ek gaan gou terug na siel toe. As jy hier sit, jy voel verwerp. As jy hier sit, jy is dalk aangeneem. As jy hier sit, en jy kan nooit in jou lewe erkenning hê, dan wil jy, dit maak nie saak wat jou van is, dit maak nie saak waar jy bly nie, dit maak nie saak wat jou kleur is nie, maak nie saak wat jou opvoeding is nie. Die dag toe jy ja vir Jesus gesê het jy behoort.
Jy het eiendom geword van God die Vader. Jy syne, jy behoort aan hom. Johannes 12 sê, hy het aan ons almal die krag en die mag gegee om kinders van God genoem te word, die wat in sy naam glo. En hy sê nie met bloed nie, maar deur die Gees. Ons almal is een gees en een vlees. Dit wat die Bybel vir u wil kom sê. Kom na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek het net nog gesê, ons lek. Ons moet, iewers is daar 'n groot fout. Nou, wat was die konteks? Dit was die Hittefees gewees in Johannes 7. En dit was die laaste dag, die klimaks van die Hittefees. En die Israeliete, die Jode, die Hittefees gevier om erkenning te gee en vir God dankie te sê. Die dag toe water uit die rots uitgevloei het, en Moses die rots, hy moes gepraat het, en toe kap hy nou die rots, maar toe maar, en die water vloei uit hierdie rots uit, en die Israeliete sê, dankie vir die Here, vir hierdie water. So dis die doel van Hittefees. Nou jy moet 'n bietjie dink, as daar plus minus 3 miljoen mense was, met al die diere, hoeveel water het nie uit die rots uitgevloei nie? En as Jesus dan vir jou en my sê, so riviere lewende water sal uit sy binneste uitvloei. So lewende water is die Heilige Gees self. Die lewegewende teenwoordigheid van God, wat ons bevredig en wat ons laat oorvloei. Strome van lewende water. Dit moet deur jou vloei. Die Heilige Gees moet deur jou gekanaliseer word, dat jy anders langs jou ook kan nat maak en oorvloei. Maar sommige skrifte het ons net absoluut niks wat ons met ander kan gee nie. Met ander woorde, 'n geesvervulde persoon moet 'n kanaal wees van God se lewende waterstrome. Ek het die respons gebring, dankie, en ek het gesien hierdie wierook gaan hier oorval. Nou die respons het die water wat die binne is geabsorbeer. En die Heilige Gees moet so binne ons wees. Dat wanneer ons met mense praat, moet dit uit ons uit weer kom. Dit kan net gebeur as ons vol is. As ons net so 'n ou klein bietjie watertjies het, wat beteken ons dan vir ander mense? Net mooi niks nie. Die ander is ook waar. As ek nie gevul is met die Heilige Gees, en die stampe en die stote, en die teleurstellings kom, wat kom uit? Wat kom uit? Verbittering, teleurstelling en woede. Die volgende een is, en ek gaan dit net vir u noem en 'n beskrywing gee. Die volgende simbool van die Heilige Gees is vuur. En wanneer ons ooit lees oor die Heilige Gees, oor vervulling van die Heilige Gees, word dit altyd so tonge van vuur gepaard gegaan. So reg deur die Bybel word die Heilige Gees met vuur vergelyk. In een vers, God het aan Moses in 'n brandende bos verskyn. Eksodus 3 vers 2 tot 5. God se teenwoordigheid uit Israel in die nag, deur 'n vuurkolom wat daar voor die tent in die tabernakel gestaan het. Eksodus 13 vers 21. Wat symboliseer vuur? En Janine het dit genoem. Vuur symboliseer reiniging. Vuur symboliseer, daar's goed wat my uitgebrand moet word. Die vers wat jy kan gaan lees vandag is Maleagi 3 vers 3. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns en dogters van Levi reinig, en hulle louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n geregtigheid offer sal bring. Vuur gee energie. Vuur gee lig. Vuur gee krag. En all the above. So jy kan dit sien hoekom ons die Heilige Gees as 'n vuur nodig het. Dat wanneer jy in die teenwoordigheid is van God, en jy is gevul met die Heilige Gees, dan sal die Here gedurig, wanneer daar gepreek word, jy sit onder die geklank van die woord, op jou druk, pressure, sê, jy moet met dit deel. Jy moet met dit deel. Ek is eendag besig om die boek van Efesiërs aan te bied. En in Efesiërs staan daar, thou shall not steal. En my gees is sommer onrustig. Hoekom hak ek hier vas? En die Here sê vir my, terwyl ek klas gee, jy het gesteel. Nou praat ek so,
en hier word met my gepraat. Ek vra, hoe nou, waar, wat? Het gesteel. Ek sê, Here, wat het hy gesteel? Plastiek vrugte en 'n plastiek arend. Hy arend het in 'n laai gelê toe ek die laai skoon gemaak het. Die Here sê vir my, jy stop nou die klas. Ek sê, ons het nou net pouse gehad. Ek worry nie. Gee weer vir hulle pouse. En dan sê jy vir hulle, jy's nou terug, dan gaan jy huis toe. Jy behaal hy plastiek vrugte, jy bring hulle terug en jy bring die, ek weet waar lê. O, die arend, ek weet waar lê. Ek het baie stadig huis toe geloop. Ek kom terug. Ons het 'n boom gehad in die klas toe ek gekom het by Lewende Woord. Boom gehad in die klas en ons het verjaarsdag gevier, lewe ensovoorts ensovoorts. En een van ons personeel het vir my vrugte gemaak. Ek was nie baie impressed nie. Die vrugte het net nie mooi gelyk nie. Ek is eendag daar in Jackie en Leon se kinderkerk. En daar lê so onder daar by vlaktes in die saal lê die mooiste vrugte. En hulle lê toe sommer daar op die vloer en ek worry toe ook nie en ek vat die mooi piesang en pineappel, die mooiste vrugte, plastiek vrugte. So ek vat toe die vrugte en hulle lê net, hulle dink hulle gaan, dis nou maar my justification, hulle gaan nog seker weer gebruik nie. In elk geval, ek vat die vrugte en ek vervang toe nou ons lelike plastiek vrugte met die pragtige vrugte. Hang hulle op in die boom en alles. Die arendjie is seker so groot soos my duim. Net so groot, ou klein swart arendjie. Jy kan hom nie eens raak sien. Die Here het hom gesien. Ek sê, Here, ons het laaie skoon gemaak en die arend daar gekry. Hy sou weggesmyt gewees het. En die Here sê, dis nie joune nie. Mooi. Nou gaan staan ek voor die klas. Ek het die vrugte in my hand. En die arend, ek sê ek moet 'n belydenis doen. Ek het gesteel. Die fasiliteerder van die eerste jaar Bybelskool het gesteel. Mooi man. En ek bely my sondes en die studente en die coaches sit voor my en niemand kan 'n woord sê want hulle weet nie wat met hulle my maak nie. Ek sê, volgens die Bybel moet julle vir my sê, Tilly, ons vergewe jou. Kom, sê dit. En ek word vergewe. Maar nou moet ek die vrugte terugvat na Jackie en Leon toe. En ek hoop so uit my hart uit, ek kry nie vir Leon nie. Ek bid, maak die klas klaar. Dit was deeltyds in die saal, aan die ander kant. Dit was deeltyds. En maak die klas klaar, sê amen en stuur die studente uit. Toe ek die deur oopmaak. Wie staan voor my deur? Leon Kotse en Ernie de Jager. 2 pastore. Ek sê, Leon, ek moet my sondes bely. En Ernie staan by, ek sê, jy moet nie by wees, hy sê, ek wil alles hoor. Bely my sondes, die Leon, ek is uitgelag. Hy het gelees, so lag hy. En hy wil net weet, kan hy met die storieetjie vir die kinders gaan vertel. Ek sê, ek gaan groot. Gaan vertel hulle, jy kan my naam ook noem, ek worry nie. Maar wat ek vir hy wil sê, dat ek sou dit nie geweet het, of bewus geraak het van dit nie, as dit nie was vir die Heilige Gees nie. Ek kan ook loop die middag huis toe vra vir die Here, plastiek vrugte. Dis nie eens 'n big deal nie. Sê ek toe. Hy sê vir my verhouding en jou verhouding is 'n big deal. En ek sal alles, jy het my gevra, sê vir my. Jy het vir my gevra, deal with my sin. Point your finger on it. En gee vir my die onmiddellik, dat ek dit onmiddellik sal bely en onmiddellik sal regstel. En hy het dit gedoen. Die laaste ene is wind. Die ander sal ek maar vir julle aanstuur as julle my notas wil hê en dan wil ek by die skrif kom. Wind is onsigbaar. Johannes 3 vers 8 sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid. Jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Hy waai waar hy wil. Jy weet nie van waar hy vandaan kom nou, as jy in Kaap van storms bly, dan ken jy die wind. Ons was Woensdag lekker amper weggewaai. Nou die woord wat die Hebreërs en die Grieks gebruik vir wind, as jy dit vertaal, dan praat jy van gees, of jy praat van asem en dan of wind.
En Genesis 2 vers 7 sê die volgende, God het die asem, die ruach van die lewe in Adam se neusgate geblaas, soos God se asem, God se lewe, wat in Adam ingeblaas het. En Jesaja 37 vers 9 en 10, dit het ook vanoggend uitgekom. Die asem, die ruach, het in die droë bene gekom en hulle het geleef. En as jy daar sit en jy voel dood, en jy voel moedeloos, jy voel kapot, moet jy sommer vir die Here vra, kom blaas my vol. Kom blaas deur my Heilige Gees. So wanneer Jesus dus praat van hierdie Gees, van hierdie wind, dan praat hy van die Gees van God. Die wind is onsigbaar. Ons kan dit nie sien nie, maar sy gevolge is baie, baie duidelik. Ons kan dit voel, ons kan sien bome beweeg, ons kan sien golwe styg, ons kan dit sien, maar hoe dit lyk, ons kan dit nie regtig sien nie. En net so is die Heilige Gees ook onsigbaar. Maar nie net dit nie. Die Heilige Gees gaan en waai waar hy wil. Ons kan nie die werking van die Heilige Gees beperk nie. Ons kan ook nie die werking van die Heilige Gees in 'n boksie druk nie. Die Heilige Gees is soewerein. Die Heilige Gees kan maak net waar hy wil. Hy het wraggies in my toestemming nodig nie. En as hy hier nou mense kom volmaak, deur sy Gees en mense nou hier goeders doen, dan is dit ook alright met my. Ek sal nie eens worry nie. Dis heel alright. In die tyd van COVID het daar besonderse video's uitgekom en ek sal dit nooit vergeet nie. En baie mense het videoklips gemaak, deesdae is TikTok en so aan, en gepraat oor hierdie woord Yahweh. Die J en die klinkers wat die mense ingesit het. Die JH en die WH, die A en dan die E. En baie van die skoolleerders en pastore het gesê, dit lyk amper soos die twee longe, die linkerkant is die J en die H en die ander kant is die W en die H. En baie het gesê, wanneer jy die woord sê, sonder die klinkers, dan klink dit amper asof jy sê, ja, kom ons doen dit. So, asem in. Ek wil die ja ook hoor, net so op en af. 1, 2, 3. Kom ons alweer diep asem, nog 'n keer. Kom doen dit nog, hier sommiges van julle wat moet leer om asem te haal. Kom maar. Kom ons daal diep, laat alles net so uitgeblaas word. Kom, 1, 2, 3. Gees van die lewende God. Wil U nie net nou kom en op hierdie oomblik in ons plaas en deur ons plaas. Nuwe lewe, nuwe oortuiging, nuwe geboorte in ons lewe bring. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die laaste simbool is 'n duif. En ons weet toe Jesus gedoop was, het 'n duif, die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. Matteus 3 vers 16. Moet asseblief nie vir mense sê die Heilige Gees is 'n duif. Die Heilige Gees is nie 'n duif nie. Dit is soos 'n duif. So wat 'n mens dan moet doen, jy moet vra, vir jouself vra, waarom sal God dan nou die Heilige Gees met 'n duif vergelyk? Wat is die karaktertrekke of die kentekens van 'n duif, dat ons iets oor die Heilige Gees daarvan kan leer? Dan is die volgende wat kenners vir my sê oor 'n duif, dis 'n simbool van vrede en 'n simbool van sagmoedigheid. En dis iets wat die Heilige Gees vir ons almal kan kom leer. Van ons kort 'n bietjie sagmoedigheid. Ek kan soms baie reguit en to the point wees en dan moet hy vir my sê, kalmeer, net 'n bietjie sagter en stadiger. Die duif is 'n sagte, vreedsame voël. Die Heilige Gees is nie dwingend nie. Die Heilige Gees sal jou nooit forceer nie. Die Heilige Gees staan so met oop arms en jy kan hom kom verwelkom. Die Heilige Gees is ook 'n simboliek van goddelike seën en goedkeuring. Die voël wat Noag na die ark, na die reën uitgestuur het in Genesis 8, na die vloed het Noag 'n duif uitgestuur en hierdie duif het teruggekom met 'n olyftakkie in sy bek en dit was 'n teken dat die waters teruggetrek het. En as u vandag hier sit, dan wil die Here vandag vir u kom sê, jy het vandag hiernatoe gekom sodat jy weet vandag is die dag van 'n nuwe seisoen. 'n Nuwe aanbreek, 'n nuwe verandering. Die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword.
sien vandag die Heilige Gees teken, daai duif met die olyfblaartjie in sy bek vir jou gesê, die alle goed, alle ou gemors is weggespoel, weggewaai, weggevee deur die bloed van die lam. Dis vir jou vandag tyd in my bladsy om te slaan. En die Here sê vir jou, kom ons begin weer van vooraf. My skrifgedeelte van vandag, en ek gaan met die deel afsluit. My skrifgedeelte van vandag kom uit Efesiërs 5, vers 18 tot 21, en ek moes eers al hierdie goed net so vir u, die stukkies ingebring het, dat u dit kan verstaan. In 5 vers 18 sê Paulus, moenie dronk word van wyn nie. Ek weet ons is in die Kaap, en hier is baie wynplase. Ek praat nie hieroor vandag of jy mag nie drink en jy kan drink. Dis mense wat baie lief is vir hulle se rooi wyntjie ensovoorts. Dit het niks met dit uit te waai nie. So sien dit dat hy besig is om 'n stelling te wil maak. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Vers 19. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in jou harte tot eer van die Here. Vers 20. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. In die laaste vers, dit is net 18 tot 21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Nou baie kortliks oor die agtergrond van Efese. In Efese was drinkery en feesviering nie net soos jy al gewoond is nie. So mense het nie net gesocial of 'n braai gehou en hulle dan poepdronk gedrink nie. Dis nie wat daar gebeur het nie. Mense het dronk geword van wyn, want dit was deel van hulle aanbiddingssessie gewees. Dit was deel van die aanbiddingsrituele gewees. En in Efese, een van die tempels op my skyfies, is die god van Dionysus of Bacchus, en dit is die drankgod. So in hierdie tempels, deel van die aanbidding rituele, was om jou dronk te drink. Jy was besope van wyn, immoraliteit en alles wat jy kan noem onder die son, alles wat verkeerd is daar gedoen. En Paulus bring vir hierdie gemeente in Efese, julle kan nie wil so lyk soos die wêreld nie. Julle kan nie so behuif soos wat die wêreld behuif nie. Jy kan nie wil so dronk word, dit is onaanvaarbaar. Jy moet gevul wees met die Heilige Gees. So hy konstateer die twee goed, om dronk te wees, besope met die wyn, en hy sê daarin is losbandigheid, en dan kom hy en hy sê wees gevul met die Heilige Gees. Nou, moenie toelaat, sê Paulus vir hierdie kerk in Efese, moenie toelaat dat alkohol of wêreldse plesier jou lewe beheer nie. Want as jy vol wyn is, dan weet jy in elk geval nie meer wat jy doen nie. Jy word beheer deur iemand anders, jy is nie meer jou eie baas nie. Want jy as persoon is eintlik net 'n passiewe persoon wat net gevul word met iets anders, dieselfde met die Heilige Gees. So wie maak vir jou vol, is die vraag. Van wat is jy vol? Wêreldse plesier, wêreldse dinge, AI, TikTok en al die klomp nonsens wat deesdae op alles is. Jy weet waarvan ek praat. Die een vervulling lei tot vernietiging en leegheid. Die een vervulling lei tot nietigheid en leegheid. Die ander lei tot lewe en volheid. En Paulus sê vir die gemeente, kies met wat jy gevul wil word. Die Gees verdoof nie jou sintuie nie. Die Gees maak jou sintuie wakker. Jy het nie net gesê, jy wat slaap en vaak word wakker. Jy kan net wakker wees as jy gevul is met die Heilige Gees. God is nie in chaos en deurmekaar spulletjie nie. Hy's 'n ordelike God. Hy bring harmonie en hy bring aanbidding en hy bring liefde. Word vervul met die Heilige Gees, sê Paulus. Wat vir my so interessant is oor hierdie woord van losbandigheid, as jy hierdie woord gaan opsoek, die Engels praat van debauchery. Die ander woord is roekeloosheid, 'n verkwistende lewe. Nou hy gebruik dieselfde woord gebruik Jesus in Lukas 15 van die verlore seun wat 'n roekelose lewe gelei het en alles verkwis het. Dan sê die woord van die Here, hierdie woord losbandigheid beteken eintlik die oorspronklike betekenis sê jy lewe soos iemand wat nog nooit gered was nie. Ja, was jy ooit gered? En dis die vraag wat ons moet antwoord.
is ek gered. Ken Jesus my? Nie ek vir hom nie, ken hy vir my. Dan sê Paulus vir hierdie gemeente, moenie leef soos ongeredde persone nie. Leef soos geredde persone. Nou lyk dit, is my vraag. Dis my laaste vraag. Hoe lyk so 'n persoon? Daar's 4 goed wat hy sê. Die eerste ding wat Paulus sê, vers 19, 'n geesvervulde vrou is 'n vrou wie se hart oorloop van musiek, vreugde en dankbaarheid teenoor God. Dit is altyd 'n teken van iemand wat gevul is met die Heilige Gees. En die volgende skyfie sê, ek dink as om 22 sê, dit moet so, jou lewe moet so deurdrink wees soos hy spons met die Heilige Gees. Dit moet so deel wees van jou lewe. Ek wil vir jou 'n storie vertel. Daar was 'n man in die 1800s oor 2 liedere. Daar was 'n man in die 1800s, sy naam was Horatio Spafford. En hulle was tot die Here gelei, ek dink was El Moody, het vir hulle na die Here toe gelei en hy het net gevoel, sy vrou en kinders moet 'n bruik vat en hulle moet na Wallis toe gaan en hy sit sy vrou en 4 dogtertjies op hierdie boot om na Wallis toe te gaan. Net die vorige jaar het hy sy seentjie, hulle enigste seun aan die dood afgestaan. Kan nie nou wat skarlakenkoors, maar 'n sekere koors het die kindjie is vernietig, het gedood. So hier gaan hy toe op die sy vrou gaan op die boot en hulle sê totsiens en daar 'n ander vaartuig boot, 'n eysterboot bots teen hierdie boot waarop sy vrou is en al die kinders verdrink, al 4 dogtertjies verdrink. En sy stuur vir hom 'n telegram en sê saved alone. Dit was een van die mees boeiende woorde vir hierdie man. So hy het al sy kinders verloor. En hy besluit om op 'n boot van Chicago en in dieselfde tyd het sy meeste van die besighede wat hy besit het ook uitgebrand. So hy was basically bankrot. Jy moet sy storie gaan lees, dit is absoluut verstommend. En hy kom op 'n boot en hy besluit ek moet na my vrou toe gaan. En terwyl hy op hierdie boot is, wys die kaptein vir hom en sê vir hom, dit is die plek waar jou vrou se boot omgeslaan het en waar jou kinders verdrink het. En die vraag is, hoe oorleef 'n vader sulke verwoesting? Moet seker sê 'n moeder. En hulle al twee het 5 kinders verloor. Hoe hou geloof stand wanneer geloof so seegolwe oor jou rol? Hoe bly jy staande? En hy gaan, toe hy die plek sien, toe gaan hy onder in die kajuit. Hy skryf een van die mooiste liedere wat ons almal baie goed ken. Wanneer vrede soos 'n rivier my pad vergesel, wanneer smarte soos seegolwe rol, wat ook al my lot is, het my geleer om te sê, dit gaan goed met my siel. Dit is wanneer jy oorloop met die Heilige Gees, dat jy in sulke trauma en pyn kan sê, it is well with my soul. Die ander lied, John Newton, slawehandelaar, en hy is ook op 'n boot. Is interessant dat albei die liedjies met bote te doen. Hy ly skipbreek, hy het nie geglo nie, ongelowige ryk man, ly skipbreek, en terwyl hy daar amper besig is om te sterf, roep hy uit na die Here en sê, Here asseblief, red my, ek is besig om te vergaan. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hy skryf een van die mooiste liedere, wat amper herhaaldelik vir Amerika omgedraai het. Daar is niks so mooi soos Amazing Grace nie. En die uitdaging vir jou en my vandag is, man, as jy nie kan sing nie, man, skryf rap dan nou maar. Verstaan julle? Sommige van ons het net nie die gawe van 'n mooi stem gekry nie. So jy maar rap man, of doen iets, of ja, bang, or whatever. Maar die uitdaging is, dan moet 'n lied op jou lippe wees.
dan met 'n melodie uit jou hart uitkom. Jy moet kan sing tot eer van die Here, selfs in die tye wanneer die trane oor jou wange stroom, moet jy nog steeds in staat wees om te kan sing. Want dit is goed met my siel. Dit gaan goed met my siel. En die uitdaging vir u is, as u hier sit, en u, soos daai dametjie wat geteken het, as u vandag hier sit met 'n musikale gawe, dan daag ek u uit. Ek daag u uit om 'n lied te skryf tot eer van die Here. En al is dit net jy en die Here wat hom saam sing. Miskien sing die Here tenor, ek weet nie. Miskien is dit net julle twee wat sing, dis ook alright. Maar vra vir die Here, my uitdaging aan jou, as jy vandag huis toe gaan, of as jy hier nie iewers in die breek en jy het nie lus vir inkoppies nie, gaan sit iewers net en sê vir die Here, lê woorde in my hart wat ek kan neerskryf. Dalk het jy 'n lied wat ons kan sing eendag hier in hierdie kerk, of dalk by jou kerk. So sing 'n lied. Iets wat jou voortdurend, dis wat Paulus sê, 'n hart wat oorloop van musiek en van vreugde. Moenie toelaat dat wat ook al met jou gebeur, jou hart gevul word met bitterheid en met woede nie. Maar laat 'n lied jou liewer jou lewe omhels. En moenie toelaat dat enigiets jou onderkry nie. En jy mag maar van my glimlag, is alright, dit doen nogal iets goeds in jou hart. Smile maar, mooi. Here wil hê met hierdie konferensie, dat ons almal word uitgedaag om op 'n hoër vlak te lewe. Ons kan wraggies nie dieselfde manier hier uitgaan nie. Ek sal jou ontmoet daar in die confession. Een vriend van my het gesê, toe ek so die goed opsoek, toe sê vir my, sommige van ons het net 'n lied op ons hart, wanneer dit met ons goed gaan. En hy maak die stelling, hy sê, ons kan nie, ons durf nie mooi wees vriende van God wees nie. Ons kan nie laat die weer vir ons so dirigeer en sê, eendag as jy sis en eendag as jy so nie. Die tweede een is in hoofstuk 5 vers 20, wanneer hy sê, dank God vir alles. Nou ons is so lief daarvoor om te sê, dank God in alles. Dis nie wat Paulus sê. Paulus sê, dank God vir alles. Die slegste en die beste. Franciscus Assisi het op sy sterfbed gelê en hy omtrent die Here geprys en vir hom dankie gesê en sy volgelinge het van hom gesê, jy kan nie nog dit sê nie. En hy het gesê, ek deel nou in Jesus se pyn. Ek deel nou in Jesus se smarte. Wat 'n voorreg. Jy kan net dit doen as jy gevul is met die Heilige Gees. Die vroeë kerk het God gereeld geprys en gedank en omdat hulle waardig geag was om Christus se naam te lei. Dankie God vir die ramp. Wat kan ek hieruit leer? Ek het net van Dr. Chuck gepraat. Dr. Chuck Day het al 7 karre verloor. Gehijack, gesteel. En dan sê elke keer vir die Here dankie. Dan vra ek hom, hy was al op gunpoint. Sy huis is al afgebrand. As jy sy storie lees, dan wonder jy, hoe is hierdie man so content? Hoe is hy so tevrede met alles wat hy het? Dan sê hy vir my, ek het nog elke keer 'n ander kar gekry. Ek is nie doodgeskiet nie. Ek lewe. Wat kan meer as dit wees? Ek lewe. Hulle eerste dogtertjie verloor, stilgebore, is sy grootste getuienis. En as jy vir hom sê, hoe voel jy so oor dit, en hoe kan jy so dankbaar wees oor dit, dan sal hy vir jou sê, dit was een van my slegste ervarings in my hele lewe, en een van my beste dae in my hele lewe. Ek verruil dit vir niks nie. Ek het daai dag in daai hospitaalkamer vir die eerste keer verstaan wat genade beteken. As jy vers verlees, Sagaria 4 vers 7 sê, wie is jy groot berg voor sy roepbaal, sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen te verskyn bring, onder uitroepe van genade, genade oor hom. Vers 21. Die volgende versie sê, dat ons aan mekaar moet onderdanig wees. Nou, sodra mens mos daai woord sê, dan is die klomp van die mense sê, asseblief, is al wie een van die preke. Nee, dit is nie een van die preke nie. Kom ek verander dit 'n bietjie. Rick Joyner vertel die storie oor hierdie onderdanigheid. Hy sê, hulle staan in 'n ry in Suid-Amerika en dis lank, dis warm, dis betompig, hulle sweet, jy weet daar met jou hemp aan jou vaskleef, jy's onsmaaklik, almal is geïrriteerd met mekaar.
die ry beweeg nie, niemand werk nie, niemand wil werk nie, daar word nie gewerk nie, jy word sommer vies van niemand. Jy staan in hierdie ry en die ry beweeg nie, en hulle moet visas kry, en ek weet nie wat se ander goed nie. Nou kom een van sy vriende en kom sê vir hom, iemand kom toe en sê, 'n ouer persoon, en sy vriend sê vir Riek, kan ons nie maar 'n plek maak vir hulle nie. Riek sê, hy soos, jy seker nie ernstig hier. Wie jou laat staan nog sal in hierdie ry? Heerlikheid, ons beweeg dit nie, wat baat dit nou? En hy voel net op daai oomblik toe dit sê, toe weet hy net, hulle gee hulle se plek af, hulle gaan staan heel agter, heel agter. Toe hulle agter gaan staan, toe staan 'n briesie. Sy staan daar en hy voel hoe die wind waai. En die ry begin beweeg. En hy weet, hy sê, en hy sluit dit met hierdie woorde aan. Dis onderdanigheid aan mekaar. Wanneer ek vir Jesus en ander mense raak sien. Wanneer ek my eie geregtigheid en my eie keuses en my wil neerlê terwille van 'n ander mens. Wanneer ek 'n ander mens hoor ag as myself en ek sê, jy het dit nou op hierdie oomblik meer nodig as ek. Dit is wanneer ons leer wat onderdanigheid is aan mekaar. Die volgende ene wat ek met u wil aanraak is geesvervulde vrou. Ons moet so deurdrink wees met die gees dat alles wat ek doen en sê die teenwoordigheid van God weerspieël. Dit is waaroor die lewe gaan. In Johannes 12 vers 3, en dis hoekom hier 'n klomp parfuumbottel staan. In Johannes 12 vers 3 dan sê hy, en Maria het 'n pond egte baie kosbare naardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met reuk van die salf. Nou hier is parfume van die mense hier in die kerk. Dit word nie verkoop nie. Dit word ook nie uitgedeel nie, sorry. Ek het gesê hulle met parfume, is daar een iets wat vir my besonders is oor vroue, ons hou van goeie parfume. Ons wil lekker ruik, ons is kosbaar, dit moet soos naardesalf wees. Iemand het eendag gesê, toe Maria klaar, Jesus se voete so gesalf, dat hy reuk het seker nog vir 'n jaar in die huis gehang. Almal wat daar ingeloop het geweet, onthou julle was mos Maria, dat hy duur salf oor Jesus se voete gebreek het. Die woord van die Here sê die geur het die huis gevul. Haar toewyding om daai duur salf te breek oor Jesus se voete en sy voete te balsem vir sy kruisiging het almal aangeraak. Om gevul te wees met die Heilige Gees. Moet daar so 'n aroma wees in my en deur my vloei dat dit almal hier rondom my gaan aanraak. Ek hoef nie eens te praat. Ek hoef niks te sê. Almal moet weet, hierdie vrou, wat het jy? Ek wil ook hê. Ek wil ook dit hê. Ek wil ook hê. 'n geesvervulde lewe is soos die geur van Christus wat die omgewing met genade en vriendelikheid en heiligheid vul. Wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, dan wandel ons deur die Gees. Ons word deur die Gees gelei. Ons leef deur die Gees en ons is in stap met die Gees. Nou, ek sal nie vra vir hande om op te gaan nie, maar hier's baie van ons wat hou van langarmdans. Wals. Ons hou ook van langarmdans by die huis. Kry nie kans om dit mee te doen nie, maar dis fyn. En daar's iets oor 'n wals. Iemand stuur jou. Jy kan sodra jy as vrou ook jou been wil laat lê, dan word die hele dans die mekaar. En die man is heel, almal val sommer daar by die vloer. Ek wil hê jy moet as jy by die huis kom vandag gaan sit sommer 'n wals, langarm musiek aan. Dan wals jy en Jesus sommer daar aan die gang. En sien hierdie prentjie dat ek as 'n geesvervulde vrou moet in pas wees met die Heilige Gees. En so nou en dan gaan die Heilige Gees sê, hey, jy, kom in lyn. Is reg, Here, jy's uit lyn uit. Of met jou woorde, of wat jy gehoor het, kom in lyn. Bly in pas, in step with the Holy Spirit. So sien die wal, sien die musiek, sit sommer jou musiek hard aan, en dans julle twee sommer daar, saam met die Heilige Gees. Ek kan nie, dit is my een van die mooiste prentjies van die Heilige Gees.
Die Here wil vir jou en vir my kom volmaak vandag. Hy wil vir ons by 'n plek kom waar ons meer as genoeg het. Hy wil hê ons moet wees en nie net hê nie. Hy wil in beheer van my lewe wees. Ek wil met dit afsluit en vir ons bid. Elke kind van die Here, elke vrou word geroep of daar word beroep op ons gedoen om gereeld, gedurig gevul te word met die Heilige Gees. Laat die Gees toe om u te vernuwe, die verstand te beheer en die dade te rig. Slegs deur die Heilige Gees, slegs deur vol te wees van die Heilige Gees, kan ons werklik die beeld van Jesus Christus weerspieël. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. En kan ons geestelike vrugte dra en doen wat God ons geroep het. Ek staan eendag, ek is besig om die boek van Markus te onderrig. En Markus is een van die vinnige boeke. Alles gebeur net so immediately. En die Here maak gesond, sommer net so tjoef-tjaf. Almal word net so gesond. En in daai stadium het ek nog gesukkel met epileptiese aanvalle. Wou nooit onderrig gegee het nie. So my een van die mees shameful goed gewees. En ek staan voor by die preekstoel en ek onderrig die studente. En die Here vra vir my terwyl ek Markus aanbied: "Wat gaan jy maak as ek jou nooit gesond maak nie?" Ek sê: "Here, dis 'n baie verkeerde plek om hierdie vraag nou vir my so te vra. Kan ons agterna?" Hy sê: "Nee, ek wil nou die antwoord weet." En ek besef op daai oomblik dat die Here van my wil weet, hoe lief is ek vir hom? Is hy vir my genoeg? Nie wat hy vir my kan doen nie, wat hy vir my gedoen het, het hy alreeds op die kruishout van Golgotha gedoen. Wat meer wil ek nog hê? Hy het alles, sy lewe vir my neergelê. En hy los my nie. Ek sê, kan ek net nog dink? Nee, ek wil nou die antwoord hê. Hoe lief is jy vir my? Al mag ek jou nooit gesond nie. Al gaan jy nooit trou nie. Ek is 'n enkeling. Al gaan jy nooit trou nie, al gaan jy nooit kinders hê nie, al gaan ek jou nooit gesond maak nie. Hoe lief is jy vir my? Is ek genoeg vir jou te lief? Is die Here meer as genoeg vir jou? Wat is die Here, dit wat jy so graag wil hê moet wegvat, nooit wegvat nie? En sê, ek is mos by jou, in jou boot. Ek lei jou mos. Ek staan by jou. Sal vir jou die krag gee. Ek is saam met jou, jy is nie alleen nie. Ek is Immanuel, God met ons. Ek is by jou. Ek is lief vir jou. Aan die einde van die dag is dit al wat saak maak. Dat ek is sy kind. Hy is lief vir my. Kom ons bid. Jy kan opstaan. Kom ons staan op. Here, ons kom bely as vroue vandag. Ons kan nie sonder u leef in die Heilige Gees. Dis om asem te haal. Ons kan ook nie voortgaan sonder u nie. Baie dankie vir die gawe van die Heilige Gees. Dankie dat u wil hê, dis u begeerte, dat ons moet oorloop met die Heilige Gees. Soos Paulus, toe die sakdoeke aan sy lyf raak, toe maak dit sommer mense gesond. Toe Petrus se skade weer oor die siekes val, toe raak die mense sommer gesond. So vol van die glorie en die Gees was hulle. En ons nooi u uit vandag in Jesus se naam. Kom maak ons chock-en-blok vol, oorlopends te vol. Vol van vrede, vol van dankbaarheid, vol van blydskap. Kom sit 'n nuwe lied in ons hart, dat ons sal jubel en juig tot eer van die Here. Kom Heilige Gees, kom vernuwe ons, Hemelse Vader. Kom woon ryklik in ons. En mag u gee dat alles wat ons doen, tot eer en verheerliking van u naam kan wees. Nie ons meer nie, Here,
maar die Gees van Christus wat in my woon. En as ons deur die Gees lewe, dat ons altyd in pas wees met die Heilige Gees. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen en amen. 1:15. Onthou, daar's 'n break nou, is 'n uur lank dink ek. As jy met enige van ons wil kom praat, ons kan daar na hokkie gaan sit toe maar, ek maak 'n grap. Ek gaan ook sommer hier sit, as daar enige iemand is wat nou net met my wil, ek voel net, wat ek net ek wil saam met jou bid, ek is tot jou beskikking. Amen.